Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie groeigroep inleidingsvideo. Ons is nog besig met ons reeks, hier is die laaste een, oor hoe om te groei in die woord van God, hoe om te leer wie God is. Hierdie week fokus 'n bietjie op Psalm 19, wat gaan oor God wat homself in die algemeen openbaar deur die skepping, en dan ook spesifiek openbaar deur sy woord. Jesaja 40 vanaf vers 12 leer ons baie mooi en ons lees, daar word heeltyd die vraag gevra, wie is dit? Wie kan vergelyk word met God? Dan vra hulle, wie dit gedoen? Wie die waters uit die holte van sy hand afgemeet? Dan vra hulle wie die skepping gemaak? Wie is agter dit alles wat ons kan sien? Daar is mense wat na die skepping kyk en sê, joh, iemand het dit gemaak. Hulle weet nie wie nie, hulle praat van, daar moet 'n grand designer wees. Maar hulle glo nie, dis God nie. En dan as mens aangaan, Jesaja 41, dan begin ons sien, dat hulle sê, daai God wat alles geskep het, dis die God wat ons lief het. Dis die God wat vir ons omgee. Dis die God, weet ons, as ons die woord aanhou lees, wat sy seun vir ons gestuur het. Nou, die skepping kom en hy openbaar God oor die algemeen. Maar die woord kom, en deur God se gees kom openbaar hy vir ons elkeen wat hy beteken. Dat as ons die skepping sien, as ons toe dit maanverduistering was, die maan gesien het ons gesê, dit is die God wie ons aanbid. Dit is die God wat ons versorg. Dit is die God wat die rede is, dat ons nie bang hoef te wees nie. Julle om in die woord van God in te delf, is vir jou lewe, alle aspekte van jou lewe, een van die mees waardevolste goed. Dis die manier hoe God met jou praat. En God is altyd die een wat na jou toe eerste uittrek. Hy is die een wat eerste met jou praat, deur sy woord. En dit wat jy lees van God in sy woord, daarop reageer ek en jy in gebed. Ons kan nie verwag dat God vir ons moet kommunikeer en ons moet praat as ons nooit uit die Bybel uit lees nie. Ons kan nie verwag dat hy homself openbaar aan ons, spesifiek vir ons elkeen, as ons nie sy woord lees nie. Mag elkeen van julle wat hierdie kyk, of dit saam as groep is, of jy alleen is, mag jy erns maak met die woord van God. Mag jy dit lees oor en oor. Want so sal jou verhouding groei met God, en so sal jy 'n wonderlike lewe hê.